Ons maak oor Psalm 38. Psalm 38. Ons sing ons daar vers 1 en 2. Psalm 38 vers 1 en 2. Geliefdes, ons is in die lydingstyd van ons Here Jesus Christus en ons moet in die besondere diepte saam met die Here ook afgaan in hierdie lyding in. En daarom vanmôre gaan ons aan met Lukas 22. Ons gaan lees van vers 63 tot 71, maar ons gaan ook 'n kort stukkie saam lees uit die profeet Daniël uit. Daniël 7 van vers 13 tot 15. En wat ons daarin moet optel vanmôre, eers die vernedering, dan die verhoging. In ander woorde, die diepste vernedering kom voor die hoogste verhoging. Kom ons blaai na Psalm 48. Psalm 48, en dan sing ons daar vers 1 en vers 4 as afsluiting van ons voorsang. Na die fotum en die seëngroet hou ons dan oop by Gesang 12. En dan sing ons daar vers 1, 2 en 3. Gesang 12 vers 1, 2 en 3. Nou Psalm 48 vers 1 en 4. Amen.
Ons begin, ons voortsetting en ons volëinding is in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, as sondaars herinner die Here ons aan sy wet, nie dat ons deur die wet geheilig word nie, maar deur vergifnis, maar ons moet ook ons sonde leer ken en ons toevlug neem na Christus, en daarom moet ons luister na die wet van die Here. Ons lees vanmôre die wet saam uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely eerlik ook ons skuld en vlug ook na Christus toe met ons sondeskuld voor die Here deur te sing Gesang 69. Gesang 69, ons gaan daar sing vers 1 en vers 3. Gesang 69 vers 1 en vers 3.
Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. En so kom dan ook die genadeverkondiging met die vermaning, dat aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde bly lewe. Kom ons doen dan nou ons geloofsbelijdenis. Ek gaan vir u voor met die geloofsbelijdenis van Nicea, en ons bely as kerk van die Here Jesus wat ons glo. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, by die ontvangenis ook van die genade van die Here, blaai ons dan na Psalm 18, en dan sing ons daar vers 1. Geliefdes, ons maak die woord van die Here dan vanmôre oop by twee plekke. Die eerste gedeelte is dan by die boek Daniël, die profeet Daniël. Ons maak daar oop by hoofstuk 7. Daniël hoofstuk 7, en ons gaan daar 3 versies saam lees. Vanaf vers 13 tot vers 15. Maar ons begin by Lukas. Die eerste deel wat ons saam lees is Lukas 22, daarvan in vers 63 tot vers 71, waar die Here Jesus dan voor die Sanhedrin verskyn. Daniël 7 van vers 13 tot 15 en Lukas 22 vers 63 tot 71, waarvan Lukas 22 dan ook ons teksgedeelte vir die oggend is. Voordat ons lees uit die woord van die Here, kom ons verenig in gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is,
Here, hoe anders sal ons voor U kom staan, voor U kan kom verskyn, as alleen deur U Seun Jesus Christus, ons middelaar. En hoe anders sal ons voor U kom verskyn, Here, as in die Gees, opgewek deur U wedergeboorte in ons harte, lewend gemaak tot hierdie behoefte, om voor U te kan kom verskyn. So trek U ons, so bewerk U vir ons die weg en die pad na U deur U Seun. En so, Here, bevestig U koninkryk, U grootheid, U almag oor ons lewens, want U regeer. U heers. Hemelse Vader, ons as nietige mense word so maklik deur hierdie wêreld verlei, so maklik in hierdie wêreld tot vrees aangemoedig, twyfel, wederstrewigheid, opstandigheid. Maar dankie vir U Gees in ons harte. U lei ons elke keer terug. U gaan haal vir ons baie diep uit, om weer, Here, saam met U te mag wees. En so kom staan ons as kerk van U vanmôre ook so voor U troon. Nie uit eie verdienste uit nie, Here, maar bloot op grond van U genadige werk vir ons. Hierdie lydingsweek, Here, in weke wat ons al afgehandel het, met aanloop na Paasnaweek, wil ons daarin ook vir U kom dankie sê vir dit wat U Seun vir ons lei en gelei het, wat U vir ons mee help elke dag oor in ons lyding, om by U te bly. Hemelse Vader, dis nie ons wat so getrou aan U is nie. Dit is U wat so getrou in ons werk. Mag ons U die eer daarvoor gee. En dan ook in besonder, Here, wanneer ons ook in hierdie diep deel van vanmôre ingaan, kan ons net vir U bid en vra, Here, dat dit ook vir ons in ons harte weer sal laat besef, U Seun se diep vernedering, waarby ons as mense onsself nie eers kan indink nie. Maar maak U ons harte en ons verstande oop, Here, om dit raak te sien. Verlig ons verstand. Verhelder ons, maak ons harte oop, dat die goeie saad ook daarop sal val. En wanneer ons ook in hierdie wêreld beweeg, Here, dat ons sal verstaan, om Jesus Christus te laster, is Gods lastering. Gee vir ons hierdie insig, bewaar ons harte daarvan, lei ons op U weg, hou ons aan U vas. Vertroos ons, Here, wanneer ons ook in hierdie wêreld hierdie verdrukking ervaar. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die beluister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons lees eers Lukas 22 vanaf vers 63 tot 71. En die manne wat Jesus gevange gehou het hom bespot en geslaan. En hulle het hom geblinddoek en hom in die aangesig geslaan en hom gevra en gesê, profeteer wie dit is wat u geslaan het. En baie ander dinge het hulle lasterlik teen hom gespreek. En toe dit dag word, het die oudstes van die volk, die owerstes en skrifgeleerders vergader en hom voor hulle raad gebring en gesê, as u die Christus is, sê vir ons. En hy antwoord hulle, as ek vir u sê, sal u tog nie glo nie. En as ek vra, sal u my tog nie antwoord of loslaat nie. Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En hulle sê almal, is u dan die Seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek dit is. En daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig?
want ons het dit self uit sy mond gehoor. Geliefdes, kom ons gaan net na Daniël hoofstuk 7 toe, waarop hierdie gedeelte dan ook sin speel, Daniël 7 vers 13 tot 15. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het, een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Die gees van my Daniël is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ons let net op daar by vers 13. Ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom. Nou geliefdes, by Lukas 22 is ons dan ook daar by vers 67. Hulle het hom voor die raad gebring en gesê, as u die Christus is, sê vir ons. En dan ook vers 70, en hulle sê almal, is u dan die seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek dit is. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here Jesus daal al dieper af in hierdie lydingstyd. Uiteindelik vind dit sy heel laagste punt ook daar aan die kruis, waar hy bitterlik gaan ly. Nou in hierdie gedeelte wat in al die evangelies beskryf word, wat Lukas nou vir ons hier beskryf, gee hy dan 'n baie vlugtige oorsig van hierdie verhoor. Matteus en Markus gaan meer in ander detail in daar, maar nie Lukas nie. Lukas gaan baie vinnig hieroor. Hy wil fokus plaas op die eintlike vernedering. Die besonderse dieptepunt van die vernedering wat ons ook moet raak sien. Maar ook in hierdie diep afdaal, in hierdie diepste afdaal, hoor ons reeds iets van die rede en die bewys van Christus se verhoging wat moet kom. Dit kan nie anders nie, dit sal kom. Dit is die draaipunt. Christus word wel verneder, maar die gewisse verhoging word ook alreeds klaar hier geopenbaar. Want saam met hierdie diepste punt is ook die rede vir die verhoging. Die Seun van God. Die Seun van God. Hy word verneder vir ons onthaalwe, weens ons vernederde sonde toestand. Tog, saam met sy verhoging, is daar ook vir ons verhoging, maar alleen saam met hom. Daarom die diepste vernedering kom voor die hoogste verhoging. Nou geliefdes, die owerpriesters en die skrifgeleerdes moet Christus voor die Joodse raad verhoor. Die Joodse raad word ook genoem die Sanhedrin. Hulle moet hom verhoor kry. Daar moet 'n klagte uitgedink kom om volgens hulle godsdienstige wette die doodstraf te kan regverdig. Nou ons lees eers in vers 63 tot 65 en jy moet verstaan by die draaipunt by 66 waar daar staan en toe dit dag word, dat vers 63 tot 65 daarom nog in die nagtelike ure afspeel, in die donker afspeel voor dit dag word. Nog voor die dag aangebreek het. Lees ons dat hulle is hier besig om hom te slaan en om te bespot, om te beledig. Maar hulle beledig en spot hier rondom iets spesifieks. Profesie. Hy het gesê hy's 'n profeet.
en hulle spot en verneder die amp van die profesie. Die Here is deur die volk beskou as 'n profeet, en daarom hierdie spesifieke gedeelte. Reeds in Lukas 7 vers 16, en vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan, en God het sy volk besoek. So het die volk hom gesien as 'n profeet, en daarom spesifiek die spot op die amp van die profesie in hierdie gedeelte. Maar ook die Here Jesus het homself ook genoem profeet in Lukas 13 vers 33. Maar ons is nog besig met die ingaan in die diepte van die lyding in. Die profetiese amp kan mee gespot word sonder om God direk te impliseer. Veral om iemand as 'n valse profeet uit te wys. Hier koppel hulle in hierdie spot oor die profesie nog nie vir Christus aan God nie, maar bloot as 'n valse profeet wil hulle hom probeer uitwys. En daarom regverdig dit ook nog nie die doodstraf nie. Maar dat hulle kan laster, die profeet kan laster, is mos maar so goed soos 'n goeie pak slaag. Soos ons kan noem in ons dae 'n teer en 'n veer. Om te sê oppas vir jou, profeet. Daarom hoef die spot en die slaan daar deur die nag nie veel gevolge te dra nie. Maar Lukas wil haastig hier verbygaan. Neem kennis. Dit is wat ook gebeur het met hom. Maar hy wil haastig verbygaan. Maar dit gaan nie oor die profeet nie. Dit gaan nie oor die profeet nie. Hy moet by die eintlike punt uitkom. Die ware dieptepunt kom van vers 66 af. Toe dit dag word. Toe dit dag word. Terwyl die profetiese amp losgehou kan word van God, kan die seun van God nie losgehou word van God nie. Dit stel hom gelyk aan God. Die amp as profeet is daarom nie die volheid van Christus se identiteit nie. En daarom ook nie die besonderse punt nie. Die klagte wil diep inslaan na sy ware identiteit. Die klagte van hom as seun van God, gelyk aan God binne die drie eenheid. Hoe sou hulle by hierdie klagte uitkom? Die Here Jesus het nie so voor hulle ooit gesê, hy is die seun van God, veral voor die Sanhedrins. Christus het na homself verwys as die seun van die mens. Hy het na homself verwys as die seun van die mens op vele plekke. Hier maak hulle die klagte teen hom as die seun van God. Want daar is 'n verband. Die Joodse raad verstaan die term seun van die mens, waarheen Daniël 7 verwys. Want daar is besondere eienskappe aan hierdie seun van die mens. Veral twee. Hy is die ewige wêreldregter wat aan die regterhand van God sit. Maar hy is ook die ewige heerser oor die kosmos. Die ewige regter, die ewige heerser. Iemand soos die seun van die mens wat Daniël in sy gesig sien. Christus het dus die plek aan die regterhand van God vir hom ook om toe-eien in sy antwoord, deur homself te noem die seun van die mens. Hulle weet dit bedoel die seun van God. Meer is dit, gelyk aan God. Die antwoord wat die Here Jesus antwoord op hulle vraag, is met nog 'n vraag of twee. Dit klink asof die Here Jesus
vir hulle sê dat hy nie is nie. Maar dit is nie wat Lukas hier skryf nie. Hierdie is geen ontkenning van die aantuiging. Markus 14, waar hierdie gedeelte ook verhaal word, in Markus 14 vers 61 en 62 staan daar dit baie reguit. Weer stel die hoëpriester hom die vraag en sê vir hom: Is u die Christus, die seun van die geseënde God? En Jesus sê ek is. So Markus het verstaan, dit is wat hy antwoord, maar Lukas ook. Maar Lukas maak baie interessante omskrywing van die antwoord van die Here hier. Hy beskryf dit anders. Want die manier wat die Here Jesus die Sanhedrin in Lukas antwoord, is om na die hart van die Sanhedrin toe te verwys. Om iets in hulle harte bloot te lê, met die vraag wat hulle vra wat so waar is. Christus se antwoord spreek hulle ongeloof in hulle klagte aan. Tog is daar waarheid in die klagte, maar hulle verstaan niks van die waarheid in die klagte. Vers 67 en 68. As ek julle sê, sal julle my tog nie glo nie. En as ek vra, sal u my tog nie antwoord nie en loslaat nie. Hy erken dus, op grond van hulle beskuldiging, dat hy wel nie ontken dat hy die seun van God is. Maar sy antwoord wil hulle uitwys, hoe reg hulle is. Tog gaan hulle hom nie daarvoor die eer gee nie. Die eer wat hom toekom, die eer wat Daniël raak gesien het. Maar hulle gaan hom daarmee veroordeel. En Lukas verbind daarom deur die klagte, die profesie van Daniël, dat hy wel nie ontken dat hy die seun van God is nie. En so wil Lukas vir ons iets wys wat die Sanhedrin nie sien. Sien julle? God se seun staan voor die Sanhedrin. Die een wat heers oor ons almal. Die een wat die regter is oor ons almal. Die diepte van die lyding kry hier 'n ander perspektief. Nie net 'n mens wat veroordeel word nie, maar God in die drie-eenheid deur sy seun Jesus Christus. Ons moet die grootheid en die heerlikheid raak sien. Hierdie heerlikheid, wanneer ons dit raak sien, moet ons nou sien, dit gaan eers verneder word. Dit gaan afgebreek word. Dit gaan verkleineer word. Nie oor die Joodse raad daaroor beheer het nie, maar omdat dit so in God se raad is, kan hulle nie anders nie. Want God beskik. Die uitverkiesing van God se werk gaan hier groots mee. Geloof om die Here Jesus Christus te kan sien vir wie hy na sy ware identiteit is alleen God se uitverkiesende werk in die harte van sy uitverkorenes. Romeine 19 vers 16. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. As jy die Here Jesus kan sien as die seun van God, gelyk aan God, dis die barmhartigheid van God oor jou hart. Want dit is nie vir 'n mens om dit te kan sien en weet as God dit nie vir jou openbaar nie. Die Joodse raad kan nie sien wat Daniël sien. God het Daniël se oë oopgemaak, maar die Joodse raad se oë toegemaak vir die ware identiteit
En dit geld vir ons ook. Dit is net God wat ons kan laat sien in wie die Seun van God werklik is. En hoe het Daniël hom gesien? Die ware regter oor ons lewens, die een wat waarlik regeer oor alles, staan hier voor die Joodse raad en hulle sien hom nie. Hy, die regter van die wêreld, laat toe dat wêreldregters oor hom 'n vonnis vel. Hy, die heerser van die wêreld, laat toe dat hier oor hom geheers word. Sodat die profesie van die ewige verbond tussen God en ons, sy uitverkore kinders, kan voltrek word. Hoe anders? Hoe anders? Die Seun van God in ons plekke. Dat hy mens kom word het en as mens verneder is ter wille van ons wat die vernedering verdien. Sy helse lyding in die plek van ons helse lyding. Sy offer vir ons skuld. Sy vonnisoplegging, sodat ons vrygespreek kan word van die vonnis voor die regter. Sien u, die regter is ook die lam? Kan so 'n regter dan ooit 'n uitspraak maak teen homself? As jy die geloof in die Here Jesus Christus het en hy's die regter oor jou, is jy vrygespreek. Want hy, die regter, is ook die lam vir jou geslag. Ons kan dit wel sien en behoort dit te sien as hierdie vernedering van God se seun. Maar omdat ons weet hy is die seun van God, kom hier ook alweer iets na vore wat Lukas op die fokus wil plaas. Omdat hy die seun van God is, kan geen dood hom vashou. Hy sal beslis verhoog word. Na hierdie diepste vernedering, omdat hy die seun van God is, sal hy beslis verhoog word. Wat in die Ou Testament aangekondig is, staan daar in vers 69, en kyk hoe begin daai teksvers, van nou af. As die Here Jesus hulle antwoord, dan sê hy, van nou af. En die vers lees, van nou af, sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. Daniël. Wat Daniël gesien het, van nou af, sal dit in vervulling gaan, sê die Here Jesus. Tot dusver het hy die naam seun van die mens gebruik, om hom in sy staat van vernedering aan te dui. Maar nou het hier 'n wending gekom. Ons weet nou, hy kan nie ondergehou word nie. Daarom kan hy ten diepste afdaal in ons plek. Sy klagte wat hulle voor hom gooi, dra inderdaad sy ware identiteit. Omdat dit sy ware identiteit is, kan daar net verhoging na sy vernedering volg. Hy is die seun van God. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy gee sy lewe af. Hy het die mag om dit weer op te neem. Niks kan die regter van hierdie wêreld en die heerser oor die wêreld se mag, die mag van hom al wegneem. Hy gee dit vrywillig. Hy stel homself vrywillig daar. En dit is wat ons moet raak sien. Hy sal verhoog word, omdat hy is wie hy is. Christus is
wie hy is. En hier sê die Sanhedrin dit. Sy lydingsweg is ook die begin van sy verhoging. Geliefdes, al erken die godsdienstige leiers van die wêreld vandag, die Jode in daardie tyd, nie vir Christus vir wie hy werklik is nie, hang sy aanstelling en sy heerskappy, sy regterstatus as God van alles en oor ons Here en ons God, soos wat hy belei word deur Thomas, hang dit nie van ons erkenning van hom af nie. Dit hang nie af of hulle hom erken of nie erken nie. Hy is nie afhanklik van erkenning om te weet wie hy is nie. Dis tot hulle skade. Dis tot hulle skade. Mense se erkenning bepaal hom nie. Want hy is wie hy is. En net so moet ons hierdie vermaning ook vir ons ter harte neem. In 'n wêreld waar mense in 'n gevoelsgodsdiens opgaan en sê, omdat God vir my voel soos God, is hy vir my God. As Islam vir jou voel soos die regte godsdiens, is dit ook vir jou die regte godsdiens. Jou gevoelendhede bepaal nie of God se seun die regter oor jou lewe is nie, of die heerser oor jou lewe is nie. Hy is dit. Hy is dit. Oppas vir ons tydsgees, wat leer dat die mens so verhewe is, om self te bepaal wat is vir hom werklik, en wat is nie vir hom werklik nie. En dit wys Lukas hier uit. In die blindheid van hierdie Sanhedrin, kan hulle nie sien, wat Daniël gesien het. Al verwys hulle met hulle vraag, na wat Daniël gesê het. Wat van ons? Al ontken ons mense hom, weet so iemand reeds in sy hart 'n diepe vrees daar lê. Daar's 'n regter oor my. En dis hy wat daar gestaan het. Dit weet hulle mos nie. Maar ons sal hom sien eendag in die hemel. Hoe groot is dit vir ons om deur die uitverkiesende genade van God te mag weet en te kan sien wat Daniël sien, wat ons geloofsoë open tot die Here Jesus Christus, die Seun van God. Om nou ten volle te verstaan dat hy die regter en die heerser is, wat hier toelaat dat hy so verneder word, besef ons hoe sy vernedering nie vir hom was nie, maar vir ons. Sodat wanneer sy verhoging plaasvind, ons saam met hom verhoog mag word, om saam met hom te mag regeer in die hemel. Dit is sy liefde. Dit is die weg wat hy moet loop en moes loop. Eers vernedering, dan verhoging. Ons het sy vernedering in ons plek nodig. Want sonder dit kan ons nie saam met hom opgeneem word hemel toe. Kan nie dit sien? Die diepte van sy lyding. Al ly ons wat op hierdie aarde, dis dalk geregverdig, maar vir hom was dit totaal onregverdig, as regter, oor lewe en dood. Maar hy doen dit. Hy neem ons dus saam, deurdat hy afdaal, tot die diepste vernedering, en ons dan opneem saam met hom, tot die verhoging in die hemel. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil vir U kom dankie sê. Here, ons aanvaar so maklik ons geloof as vanselfsprekend. Ons besef nie altyd, Here, dat U ons oë oopgemaak het.
dat U vir ons laat sien het, dat Jesus Christus is God in die drie-eenheid. Niks kan daardie mag van God af wegvat nie. Hy, die skepper van die hemel en die aarde, stuur sy seun om dit wat ons kom breke te herskep, maar op 'n wyse wat ons nie kan glo nie, totdat U ons laat glo. Here, hoe maklik kyk ons in die Here Jesus vas as bloot 'n profeet. Iemand wat net die waarheid kom verkondig het. Hoe maklik kyk ons in die Here Jesus vas as net 'n man voor 'n verhoor. Maar U wil vir ons laat inkyk en diep kyk. U wil vir ons deur daardie persoon Jesus Christus laat kyk hoe dat sy vernedering vir ons die hemel oopmaak. Wat 'n nederige hemel. En ons is soms so hoogmoedig, so verwaand. Vader, vergewe ons dat ons Jesus Christus nie altyd sien as die Seun van God, die regter en die heerser oor die kosmos van alle dinge nie. Ook oor ons nie. Versterk ook ons geloof in hierdie lydingstyd. Laat die Gees ons herinner en leer aan kennis en vertroue in U Seun Jesus Christus. Ook in hierdie onregverdige wêreld waarin ons onsself bevind, dat ons nie moed verloor nie, want ons Here Jesus Christus is die ware regter, die ware heerser. Niks gebeur buite sy raad om. Ons loof en ons prys U vir U drie-eenheid, hoe U Uself aan ons openbaar. Laat ons U die eer gee vir die saligheid wat U vir ons gewerk het. Ons bid dit alleen in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons maak oop dan by Gesang 168, 'n verskoning 186, Gesang 186, dan sing ons daar vers 1 en vers 6, waarmee ons dan afsluit. Gesang 186, vers 1 en 6. Ontvang dan die seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus
en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.